Baie welkom aan al ons kykers. Dit is baie lekker om weer saam met julle te gesels. En Wynand, wat is ons onderwerp vandag? Die 1000 jaar. En ek dink ons gaan kyk na rymuntsine en dan gaan ons kyk of dit in die volgorde is soos die Bybel dit gee en ons gaan net dit wat die Bybel sê en die Bybel alleen gaan ons bespreek. Maar ons gaan begin by wat Raymond sê en dan voordat ons begin bid gou vir ons asseblief. Onse Vader wat in die hemel is, baie dankie vir die wonderlike dag die vir ons gegee het. Liewe, ek vra dat U saam met ons sal wees waar ons hierdie onderwerp gaan bespreek. En ek vra dat U saam met die kykers sal wees en hulle sal lei. Dat hulle ook hulle Bybel sal vat en nader kan trek en saam met ons sal deurgaan. Ek vra dit in Jesus se groot en wonderlike naam. Amen. Amen. Kom ons val met die deur Ja, in die... kom ons hoor wat sê die ons hoor man. wat sê hy. So hier's die sak. Christus kom sy bruidskerk met 'n kragdadige handeling uit hierdie bose wêreldorde wegruk. En dit gebeur voor die 7 jaar groot verdrukking. Want die 7 jaar groot verdrukking het te doen met Israel se 70ste week. Dis die laaste week wat hulle vir God skuld. Dis die week wat die anti-kris sy verskyning gaan maak voor Christus se sigbare wederkoms. So dat die wegraping 'n voldonge feit is, kan ek en jy nie ontken nie. Hier is dit in die Bybel. Dit is 'n geheim, die geheim is uit. Enigiemand wat die Bybel lees, kan nou die geheim ontdek en jy kan self 'n studie daarvan maak. Ja, is die kort opsomming van hoe hy dit verduidelik. Ja. Hy sê dit is 'n geheime wegraping van God se kerk en dan as hulle nou daai tyd in die hemel is, dan kom die 7 jaar vervolging wat dan nou kom en dan daarna is dit die sigbare wederkoms van Jesus en dan kom die 1000-jarige vredesryk op die aarde. Okay, Wynand, kom ons kyk gou-gou wat is die Bybelse volgorde. Buite in die volgorde gaan ons net eers begin gou-gou om 'n paar regstellings te maak. Dit is die Raymond se 7 jaar en ook die aanhalings wat hy gemaak het uit 1 Tessalonisense. Maar vat hom vir ons van die sigbare koms van Jesus, want ons sê hy gaan eerste wees. Ja, die Bybel sê dit mooi En Raymond sê die sigbare koms gaan heel op die einde wees na die 7 jaar. So dit is die sigbare koms en dan is dit die Satan word gebind vir daai 1000 jaar en die regverdiges is in die hemel vir die 1000 jaar. En interessant want Raymond praat nie eintlik eers veel van die 1000 jaar nie. Ja. En dan in die 1000 jaar kom die oordeel wat ons nou mooi sal bespreek wat gaan plaasvind. En dan kom na die 1000 jaar is dit die nuwe Jerusalem wat neerdaal en dan kom die ware wegraping en van wie is daai wegraping dan nou? Ja, ek dink dit is interessant. Kom ek gaan gou hierdie met ons deur. Hierdie is die tydprofesie van Daniël 9 vanaf jy kan hom vat van vers 24. Hy begin 'n bietjie voor, hy begin al in hoofstuk 8. In hoofstuk 8 vertel hy vir ons van die 2300 aandes en môres, dan gaan die heiligdom in sy regte staat herstel word. As jy wil weet wat is die regte staat, dan moet jy eers kyk hoe dit in die tipe vir ons gegee word. In die tipe, in die aardse heiligdomstelsel het ons die hele boodskap en die tydprofesie. En daar sien ons hoe die fees van Yom Kippur, die bokke ingebring word en die hele verlossingsplan en die oordeel en alles daar plaasvind. So, na 2300 aandes en môres, wat as dit in 457 begin, dan eindig dit in 1844, dan is ons 2300 aandes en môres. En dit is waar Jesus in die allerheiligste ingaan en waar hy met die oordeel, versoeningsoordeel begin, of jy kan dit noem die scheidingsoordeel, om die skape en die bokke van mekaar te skei. Dan het ons die 70 weke, nou ons gaan meer konsentreer vandag op die 70 weke, want dit is hierdie 70 weke profesie wat Raymond sê, die laaste week is uitgegooi en God skuld die Joodse volk nou nog hierdie week
en hierdie week gaan nou in die toekoms plaasvind en ons gaan nou vir julle wys dat dit nie so kan gebeur nie. Ons het nou die 70 weke, die 49 jaar. In daai tydperk was die tempel en die mure gebou en dan van 408 af was die herstel van die tempel gewees en in 27 na Christus is Jesus gedoop en het sy bediening begin. En dit is waar hy die gesalfde geword het, waar die Vader hom geseën en gesalf het. En dan het ons die laaste week nou, waarop ons nou bietjie gaan fokus vinnig. En daai week het geëindig by die seniging van Stefanus. Dit is waar die vervolging van God se kinders amptelik begin het. En dan in die middel van daai week het Jesus slagoffer en spysoffer laat ophou. So ons gaan nou net so bietjie weer kyk na daai laaste week en dan gaan ons ook kyk na die ondersoekende oordeel. Want as Jesus nou terugkom, dan moet hy mos klaar besluit het wie is die wat hemel toe gaan en wie is die wat agter toe bly. So dan moet mos 'n ondersoekende oordeel wees voor die tyd om te besluit wie is die skape en wie is die bokke. Nee, Jesus kan nie afkom en sê hoor so ek dink jy moet saamkom, dit gaan nie werk nie. So, dit moet vooraf moet hy weet. Moet dit klaar afhandel wees. Want die Openbaring 22:12 sê wanneer hy kom is sy oordeel klaar by hom om die te vergeld volgens hulle dade. So 1844 is dit nou hierso waar Jesus die lam, die leeu van Juda uit die stam van Juda word en waar ons die oordeel het en waar Jesus in die allerheiligste ingaan en versoening doen vir sy volk, want sy volk kom nie in die oordeel nie. Daniël 9:26, ons lees die 1953 vertaling, want soos Raymond ook gesê het, hy gebruik die 53 vertaling. En na die 62 7-talle sal 'n gesalfde, nou dit is interessant, die King James gebruik nie die woord gesalfde nie, hy gebruik die woord Messias. So dan weet jy al klaar van wie dit hier praat. Dit praat van die Messias, dit praat van Jesus. So dan sal na die 62 7-talle sal Jesus, jy kan dit so lees, sal Jesus uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. Ja, want hy het alles wat hy gedoen het, het hy vir ons gedoen, nie vir homself nie. So ons weet dan, Jesus is daai gesalfde, maar nie net daarso kan jy dit lees, as jy nou King James gebruik nie, jy kan dit kry in Handelinge 10:38 ook. Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. En ook in Lukas 4:18, omdat die Here my gesalf het. So die gesalfde is absoluut net Jesus. Daar is nie 'n ander gesalfde wat niemand anders is deur God gesalf as die gesalfde nie. En ek meen, nou kan jy kies tussen gesalfde of Messias. En dan die ander punt, baie belangrike punt hierso is, hy sê en na die 62 7-talle. So Jesus is nie gekruisig gedurende die 62 7-talle nie. Hy word gekruisig in vers 27 op die einde in die laaste week. En ons gaan nou daarna ook kyk. En die volk, dit praat van die Romeinse, van 'n vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes, maar sy einde sal met 'n oorstroming wees, en tot die einde toe sal dit oorlog wees, vasbeslote verwoestings. Ja, okay, so die tempel, wanneer gaan die tempel, die derde tempel nou herstel word? Nee, daar is nie so ding nie. Ja, ek meen hier sê hy dit vir ons net. Die heiligdom gaan verwoes word en tot die einde toe. En dit is 'n vasbeslote verwoesting. Met ander woorde, daar gaan nie aan hierdie besluit verander word nie. Dis 'n vaste besluit wat geneem was. Nou kom ons by vers 27. En hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Die voorhangsel is nou in 2 geskeur. Ja. Nou kom ons kyk gou eers na hierdie hy. Wie is hierdie hy? Hy praat hierso van
die gesalfde van die Messias. So dit is die Messias wat 1 week lank 'n verbond. Nou Jesus gaan nie weer terugkom om 'n verbond te sluit nie. Hy was klaar hier gewees en hy het die verbond gesluit en hy het in die helfte van daai week het die voorhangsel in 2 geskeur. Daai lammetjie, die offer van daai lammetjie het tot 'n einde gekom. Al die rituele het daar tot 'n einde gekom en daai tempel se voorhangsel was nie van onder af opgeskeur nie. Nee, van bo af. As mense hom geskeur het, kon hom van onder af geskeur het, maar hy is van bo af onder toe geskeur. So dit is ons Vader wat hom van bo af afgeskeur het en gesê het, hierdie stelsel het nou tot 'n einde gekom. Hoekom sal die Vader dan en Jesus en die Heilige Gees Elohim, hoekom sal Elohim laat daai tempel dan nou weer herbou word en hierdie stelsel weer begin word as hy hom self geskeur het? Ja. En die ander vraag hierso wat ek jou wil vra, hoekom sou die anti-kris dit wou doen? Hoekom sou die anti-kris God se werk wil doen? Ja, want dit is hoe Raymond dit verduidelik. Ja, Dat die anti-kris doen Satan se werk. Ja. So die anti-kris gaan nie 'n slagoffer en spysoffer laat ophou nie, want dit is teen God, dit is afgehandel. Hy sal dit eerder wil inbring. Ja. Hy gaan dit nie stop nie. So hierdie hele week handel oor Jesus. Ja. Jesus wat gekom het, hy het 'n verbond gesluit. Hy het 'n spysoffer en slagoffer laat ophou en in daai week is die tempel se voorhangsel geskeur gewees. Hoe Raymond dit verduidelik is in daai week is die tyd wanneer die anti-kris kom. Ja, hy sê hy maak Jesus die anti-kris. Ja, en dan sê hy, dit is nie Jesus wat okay, kom ons gee hom in kort vir ons kykers net gou wat Raymond hierso sê. Raymond sê dat wanneer hierdie derde tempel nou herbou gaan word, dan gaan hulle weer die offerstelsel inbring en in die helfte van daai 7 jaar, dan gaan daai nie ingebringde offerstelsel weer vernietig word of tot die einde. Hoekom sal die anti-kris hom wil vernietig? Ja. Hy sal hom wil laat aanhou. Ja. En op die vleuels van die gruwel sal daar verwoester, dit is nou waar die anti-kris inkom, wees, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is, sal oor wat woes is, uitgestort word. Ja, so, daai verwoester, wanneer het hierdie verwoester gekom? Dit is die verwoester wat die tempel vernietig het, Ja. En dit het al gebeur in 70 na Christus, nee, wat die Romeinse magte ingekom het onder generaal Titus, en hulle het alles verwoes, en tot wanneer gaan hierdie Romeinse mag wees? Tot op die einde. Tot op die einde. Ja, daar is nie, en waar sit die huidige mag, die kop van Rome? Ja, in die Vatikaan. In die Vatikaan. In die Vatikaan, Ja, die Vatikanstad regeer nie net Rome nie, hy regeer die hele wêreld, al die konings van die wêreld op die oomblik. En dit is mooi duidelik gestel as jy gaan lees vanaf Matteus 23 en hy gaan dan so in tot in 24 in, waar dit praat van die tempel wat verwoes was. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Dis Dan praat hy daar van Jerusalem, die tempel. En dan in Matteus 24 gaan waar die disippels na hom toe gekom het en gesê het, wanneer sal hierdie dinge gebeur? Wanneer sal die vernietiging van die tempel gebeur? En dan verduidelik hy Ja, dit. so daai woes praat van die tempel wat woes gelaat word en daarom is die tempel afgebreek. Dit is presies wat met die eerste tempel gebeur het, maar dit is nou 'n lang storie. Wynand, ek wil nou gou hierso verduidelik wat Raymond sê oor hierdie wegraping, wat hy sê voor die 7 jaar gaan wees en alles gaan anders wees as wat hy sê. Hy sê die wegraping gaan wees in 'n oomblik en 'n oogwink. En dit is 2/5 van 'n sekonde volgens hom. Oogknip. Ja, nou, dit beteken vanaf die grafte oopskit, almal uitkom, nuwe verheerlikte liggame kry, opbeweeg tot by hom, alles in 2/5 van 'n sekonde. So dit moet verskriklik vinnig wees. Niemand gaan dit sien nie. En niemand gaan dit sien nie. Ja. Terwyl die Bybel sê almal gaan dit Almal gaan dit sien. sien. Elke oog gaan dit sien. Daar sou sommer 'n menigte sulke tekste wat ons in die vorige lesing al klaar gegee het. Nou kom ek kyk gou hierso. Lees gou vir ons.
Matteus 24:31, en hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke. Dit kan nie in 'n oogwink gebeur nie. Nee, dit is hoekom die Bybel sê, hulle word weggevoer. Dit is, want daar is, nou, 'n ander ding wat Raymond sê is, daar, die woordjie wegraping kom nie voor nie. Die woordjie wegraping kom voor, ons gaan op die einde daarna kyk. Maar die woordjie wegraping kom nie voor waar Raymond ons graf sal wil hê nie. So hierdie is 'n geleidelike proses. Ja. Hy stuur sy engele uit, die aarde is besig om te skud, die grafte word oopgeskit, die regverdiges staan op, hulle kry nuwe verheerlike liggame. Daai is in 'n oomblik en 'n oogwink wat hulle liggame verander word. Wat almal 'n nuwe verheerlikte liggame kry, en dan versamel die engele hulle en hy neem hulle op. Die engele neem hulle op na Jesus toe op die wolke. Tegemoet in die lig. Ja. En dit is waar die vers van 1 Tessalonisense 4 vers 14 tot 17 waar Raymond kom en hy ruk hom heeltemal uit verband uit en hy hak eintlik vas. As jy daai video gaan kyk, hak hy heeltemal vas by vers 17. Ja. Maar ons begin by vers 14. Ja. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Okay, nou dit is nou die punt hierso. Raymond sê dat die Jode, die regverdige Jode is klaar in die hemel. Hulle is nie daar met verheerlikte liggame nie. Dit is die waarheid, hy sê dit regtig hoor. Hulle het nie klere. En hulle dra ook nie reïnklere nie, hulle dra hulle gewone klere. En dit is hoekom hulle na die 7 jaar moet terugkom, sodat hulle weer op die aarde verheerlikte liggame kan kry. Ja. En julle dink ek vat 'n kans. Hy sê dit werklik, net soos wat ek het nou hier vir julle gesê het. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur van bo tot onder, en die grafte het oopgegaan, en baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. Nie almal nie, net baie van hulle het opgestaan. Perfek. Dit is nie almal nie. Nie almal nie, ja. En dit is nie die Jode nie. Ja, dit is net die regverdige mense wat tot op daai stadium, baie van hulle wat tot op daai stadium in die graf was, het opgestaan. Ja, buiten vir Elia, Moses en Henog, daai 3 wat opgeneem is in die hemel. Buiten vir daai 3 is daar nou geen ander persoon op hierdie aarde wat gedeel het in die opstanding van die regverdiges nie. Jesus is die eerste wat gedeel het in die opstanding van die regverdiges, want hy is in alles is hy eerste. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie verskyn. So, wie het eerste opgestaan? Jesus. Ja. Want hy sê hierso, en na sy opstanding het die ander opgestaan. In 4 vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Okay, nou die wat voor Christus aarde toe gekom het, wat, kom ons sê, hulle het wel opgestaan, en hulle het nie opgestaan nie. Ja. Maar as hulle sou opgestaan het, sou hulle in Christus opgestaan het. Was Jesus nie reg van die begin af die hoof van sy kerk nie? Ja, nog altyd. So as Moses, Elia en Henog, is hulle in Christus opgeneem hemel toe. Ja. Want almal, hy is die hoof van die kerk. Almal wat hoe was die mense in die ou tyd gered? Deur die bloed van Jesus, ja. En Johannes het mooi gesê, daar is die lam van God wat die sondes van die, so van die begin af was dit Jesus gewees. Ja, sy bloed, eers was dit die bloed van die lam wat 'n tipe was wat vooruitgekyk het, die skaduwee was van die werklike bloed van Jesus wat gestort gaan word. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Ek lag nou omdat ek daai woordjie wegvoer daar so lees. Dit is 'n mooi woordjie daai wat Raymond dan nou verander en sê dit is wegraap. Ja. En hy kry dit nie uit die Bybel uit nie. Hy sê dit in die Latyns word die woord gebruik raptura. En ons kry ons Engelse woord rapture daarvan af.
Maar dit is nie wat wie van gepraat Maar die woordjie wegvoer kom uit die Grieks uit. Ja, dit is En die Grieks praat nie van wegraap nie. Hy praat van wegvoer. OK. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste bassein. En nou hy gebruik hierdie vers en sê dit is nou hy koppel hierdie vers saam met 1 Tessalonisense 4 en hy sê dit gebeur daar en almal verander maar dit is nie wat die Bybel sê nie. Nou gaan hy en hy gebruik die woordjie verborgenheid. Hy sê dit is geheimsinnig. Dit gaan 'n geheimsinnige wegraping wees. Maar hierdie is 'n deel van die sigbare koms. Dis nie 'n deel van 'n onsigbare koms nie. Maar die punt wat ek hier wil maak, die verborgenheid, die geheim wat hy nou hier wil deel is nou wil ek vir jou hierso vra, wat presies is dit wat verborge is hierso, wat nou geopenbaar is hier aan ons? Die versie sê dat julle gaan verander word. Ja. Dis die wat verborgen is. Dis reg. Hier is hy. Hy sê hier is die verborgenheid. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. Dit is die geheim wat hy bekend maak hierso. In 'n oomblik, in 'n oogwink by die laaste bassein. Daai wat ons so vinnig in 2/5 van 'n sekonde verander in 'n oogwink. Dis in 'n oogwink. Dit is wanneer ons van liggaam verander. Wanneer ons van ons wat in die lewe oorgebly het tot dan gaan ons liggame gaan in daai oomblik gaan hy verander. As jy blind is, kan jy sien en dan gaan die engele ons bymekaar maak en ons almal saam opvoer na Jesus toe. Ek kan nie wag nie. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van wat ontslaap het. So daar het niemand voor hom ontslaap nie. Hulle slaap nog steeds. Dit is interessant, nee? Hulle slaap. Rus. Ja, hulle is nie in die hemel nie, hulle slaap. En wanneer hulle opstaan, dan ontslaap hulle. Wat gebeur nou met die goddelose tydens die vervolging net na die laaste bassein? Verwoesting op verwoesting word uitgeroep. Hoe lank sal ek die manier sien, die bassein geluid hoor? So hierdie vertel vir ons van watter tydperk hy praat. Hy praat hierso van wanneer Jesus nou gaan kom, want dit is wanneer die bassein gaan blaas. Die laaste bassein. Ja. Ek het na die aarde gekyk en dit was woes en leeg, ook na die hemel en sy lig was daar nie. Nou, is interessant. Ja, hoekom was die lig nie daar nie? Want die son was verduister, die maan was soos bloed, die aarde het gebewe, die sewende laaste plaag, massiewe halfstene het neergeval, die eilande het verdwyn, die goddelose hardloop na die berge toe en skree, val op ons, bedek ons voor die aangesig van hom wat op die troon sit. Ek het na die berge gekyk en hulle het gebewe en al die heuwels het geskud. Ja. Ek het gekyk en daar was geen mens nie. En al die voëls van die hemel het weggevlieg. Daar sê. Ek het gekyk en die land van tuine was 'n woestyn en al die sy stede was afgebreek voor die Here, voor sy toorn. Want so sê die Here, die hele land sal 'n wildernis word, alhoewel ek daar geen einde aan sal maak nie. Ja, so want gedurende daai slag van Armageddon word alles vernietig. Ja. En alles die visse ook. Ja, dit is so wat dit nou verander van Noag se tydperk waar die visse het daarom nog oorleef, maar hierso verander dit nou alles is alles is die voëls, die visse, die diere, die mense, almal. Hy is leeg. En wat gaan Satan mee sit hierso en die regverdiges het Jesus tegemoet gegaan op die lig. Wat bly oor? 'n Gemors. Niks, net chaos en absolute chaos. Almal is dood en vernietig en behalwe hierdie soos hierdie vers nou sê. Nou wil ons kyk waar is Satan nou? En hy, 'n engel, het die draak gegryp, die ou slang wat die duiwel en Satan is en hy het hom gebind 1000 jaar lank. Ja, so Satan sit nou op hierdie aarde en wat is saam met hom hierso? Al sy engele.
Ons het net nog vir interessantheid gewonder of hy dalk nog muskiete of vee sal wees. Of 'n kokkerot of iets. Ja, dan kan selfs dalk nog 'n kokkerot kan daai 7 laaste pla oorleef het. Maar nou ja, die Bybel sê die aarde was woes en leeg, daar het niks oorgebly nie. So Satan en sy engele is nou hier gebind vir 1000 jaar lank. Nou wat doen ons vir daai 1000 jaar in die hemel? Ja, en ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee. Ja. Tog was daar al reeds 'n skeidings of 'n ondersoekende oordeel volgens Matteus 25:33 en hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Nou hierdie is mos baie logies, Wynand, as ons hierna kyk, want as Jesus kom en hy gaan nou al sy kinders bymekaar maak, nê, en die grafte van die regverdiges gaan oopgeskit word, maar die goddelose bly agter, die goddelose staan nie op nie. En almal gaan hom tegemoet. Dan moes hy mos vooraf al reeds bepaal het wie is die regverdiges wat hy gaan kom haal. Ja, want hy gaan nie afkom en jy kom saam, jy bly, ja. Dit is afhandel, ja. Dis reg. Want as hy nou kom, gaan sy stem rol en al sy kinders gaan sy stem hoor, hulle grafte gaan oopskit en hulle gaan hom tegemoet. Dan gaan daar nie 'n skeiding wees nie. Die skeiding is klaar gemaak. Jesus weet klaar wie gaan en wie gaan in die grafte agterbly. So daar is 'n skeidingsoordeel en dit is die skeiding van die skape en bokke of daar word ook na dit verwys as die ondersoekende oordeel. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom. Nou daai oordeel wat hy hiervan praat, dit is die oordeel van 1844, wat ons in die begin gesien het, die 2300 ames en môres, word die heiligdom in sy regte staat herstel. Jesus het die allerheiligste ingegaan en hy het vir ons gaan versoening doen vir sy kinders. Dit is waar Jesus 1844 ingegaan het en waar hy vir sy kinders versoening doen en hy het ingegaan met sy eie bloed om ons vry te stel van die oordeel, want sy kinders kom nie in daai oordeel nie, hulle kom net in die ondersoekende oordeel waar ons van die bokke geskei word. Voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Daar sê, so die regverdiges, die enigste oordeel waarin ons kom is die ondersoekende oordeel, waar die Here besluit wie is sy kinders en wie is sy name is in die boek van die lewe. Dit is die eintlike ene. Hy gaan deur daai boek van die lewe en hy kyk wie ry en wie bly. Dit is eintlik die regte verduideliking gewees. En wanneer hy kom hy ons haal en ons gaan insit in die werklike oordeel van die goddelose. En ek het trone gesien en hulle het daarop gaan sit en aan hulle is die oordeel gegee. Daar kom dit dan nou voor waar jy hopelik ons almal daar so saam met God, saam met Jesus kan kyk na hierdie. Hy is die voorsitter, ons sit saam met hom op trone, die boeke word geopen en ons gaan almal deel in daai oordeel. En dis hoekom dit 1000 jaar in die hemel is. En aan die einde van daai 1000 jaar, wat gebeur dan? Wat gaan elke tong bely? Dat die oordeel regverdig is. Ja, dat dit die regverdigste en die liefdevolste en medelydende oordeel was wat hierdie heelal nog gesien het. Want Jesus is liefde. Hy is nie 'n God van wraak wat 'n behaag daarin het in die vernietiging van enige mens nie. En hulle het geleef en as konings regeer saam met Christus die 1000 jaar lank. Daar sê. Weet julle nie dat die heiliges die wêreld sal oordeel nie? Daar kom die vers baie mooi deur. Ja, so al die heiliges gaan saam met Jesus in daai 1000 jaar in die hemel wees
en hulle gaan op trone sit en hulle gaan almal deelneem aan die oordeel. En nie net aan die goddelose nie, Ja. maar kyk wat sê vers 3. Weet julle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge. Ja, en dit staan ook in Judas 1 vers 6. So die goddelose engele, hulle oordeel lê ook nog voor. Ja. Arme Satan en sy engele. Ek weet nie of ek dit moet sê nie, maar ou voel amper jammer vir hom. Want sy sonde is groot, nê. Die Godstad, die nuwe Jerusalem daal neer op die aarde. Kom ons kyk. Kyk, Dit is wat 'n pragtig. glorieryke dag. Na die 1000 jaar, die oordeel is afgehandel. Jesus kom terug met al sy kinders, kom hy terug. En al sy engele. En al sy engele, duisende van duisende en tienduisende van tienduisende. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Pragtig, pragtig. En in die dag sal sy voete staan op die olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant, en die olyfberg sal middeldeur gespleit word van oos na wes tot 'n baie groot dal. Ja, so die Godstad daal neer en wanneer hy by die aarde kom, gaan Jesus vooruit, sy voete raak die olyfberg, dit word 'n vlakte, die hele Godstad kom en hy daal neer en nou word die goddelose opgewek. Ja. Kom ons kyk. Dit is vir my interessant hierdie om so daaraan te dink. Jesus, vandat hy opgevaar het hemel toe, sal nie weer sy voete op hierdie aarde sit nie. Ja, Tot hierdie punt. tot op hierdie punt. Tot na daai 1000 jaar. Dis Dan reg. kom hy eers. Wanneer word die oordeel voltrek? En die Here sal uittrek en stryd voer teen die nasies, soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. OK, so Jesus kom nou. Die Godstad is hier so, die aarde is gelyk gemaak en Jesus gaan nou oorlog voer. Nou kom ons kyk gou na daai oorlog. En die ander dode het nie herlewe tot na die 1000 jaar En Jesus het hulle wakker gemaak. wakker gemaak, ja. So hulle word wakker met daai wat die stad al op die aarde rus, Ja, dan word die goddelose opgewek dis weer. reg. En het hulle nuwe verheerlikte liggame? O nee, glad nie. Hulle kom op soos hulle Soos hulle ingegaan gesterf het. het, ja. Dis net die heiliges wat Wat nuwe verheerlikte- verheerlikte liggame kry. Hulle kom met hulle sieklike gewone liggame wat hulle mee dood is. Sondige liggame. Ja, kom hulle weer te voorskyn. En wat gebeur nou? Nou is die Satan nie meer gebonde nie. Hy's nie meer beperk nie. Nou, dit Hy's nie weer- meer die ene, hy en sy demone is nou nie meer alleen op hierdie aarde nie. Al die goddelose mense is by hulle. So, Ja. En wanneer die 1000 jaar volëindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word. Ja. Ja. En dan wat doen hy? En hy sal uitgaan om die nasies te verlei, om hulle te versamel vir die oorlog. Kan jy Ja. dit nou glo, né? Ek dink dit is hy weet mos hy was al reeds uit die hemel Ja. gegooi. Daar was al reeds 'n oorlog in die hemel en hy het hom al reeds verloor en nou probeer hy weer. So hierdie Godstad nou dis nou nie 'n vreeslike mooi prentjie hierdie nie, maar daar is die Godstad. Hier is Satan wat hulle in hulle linies opstel en ek dink dit is maar net 'n wanhoopspoging van hom. Dit is nie dat hy regtig besef hy gaan dit kan doen. Hy weet hy gaan dit nie kan doen nie. Maar wat moet hy doen? Hy wil iets doen. Hy gaan nou veroordeel word, hy gaan 'n vonnis ontvang. Hy kan net sowel maar probeer en kyk of hy nie die Godstad kan invat nie. Die Engelse sê, no, I'm not going down without a fight. Nou, daar is hy. Ja. En hulle het opgekom oor die breedtes van die aarde en die laar van die heiliges en die geliefde stad omsingel. En vuur het van die God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. En dit is een woordjie, daar's die hel. Ja. Dit is En waar hoeveel die het van hulle oorgebly? Niks, dis verslind. Dis weg. Dis verslind. Verslind Ja. beteken weg. Weg. Nou, die wegraping volgens die Bybel, soos die Bybel. Nou hierdie wil die mense nie hoor nie, want hierdie wegraping vertel nie wat
wat die wêreld vertel nie. Ek sal nou eerder sê, ek wil nie deel wees van die wegraping nie. En ek gaan dit amptelik vir die hele wêreld sê, ek wil ook nie deel wees van die Bybelse wegraping nie. Verseker wil ek nie wees nie. Kom ons kyk. Die oordeel word nou voltrek, né? En die goddelose ontvang hulle vergelding op die aarde. Hulle sal 'n stoppel wees in die dag wat kom. Sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leerskare. Is ja, So, hulle gaan brand. Ja. Ja. Sommige word in 'n oomblik vernietig terwyl ander baie ly. Almal word gestraf volgens hulle dade, volgens Openbaring 22 vers 12. In geregtigheid. Ja. Want ons God is 'n God van liefde en hy's 'n God van geregtigheid Ja, en hy gaan nie vir iemand meer straf as dit wat hom toekom nie. Ja. En jy brand, soos die vorige vers gesê het, verslind, weg. Ja. Dit is Ja. jy brand tot Dit is Satan se karakter wat nie geregtigheid Ja. ken nie. en nie liefde ken nie. En nie liefde ken nie. God is 'n God van liefde en 'n God van absolute geregtigheid. En wat doen Jesus met die godlose in hierdie vuur? Wat gebeur met hulle in die vuur? Hier kom die woord Nou hier is die eerste een wat ons nou gaan gebruik. saamskraap. Wegraap sal ek alles van die aardbodem af weg, Ja, weer weg. spreek die Here. Maar hy gaan hulle wegraap Ja, en hulle sal daar nie meer wees nie. ja, sê. Daarso is die wegraping woord en ek weet Raymond het gesê die woord kom nie voor nie. Ja, hy kom voor. Hy kom voor. Hy kom nog op ander Hy plekke kom ook voor. voor. Ons gaan nou daarna kyk. So al wat van hulle gaan oorbly is as. As Ja. ek sal wegraap mense en diere, ek sal wegraap die voëls van die hemel en die visse van die see en die struikelblokke saam met die goddelose. Ja, ek sal die mense uitroei van die aardbodem af weg, spreek die Here. So hulle gaan nie iewerste nog brand nie. Nee, As hulle gebrand het, is hulle is hulle uitgeroei en hulle is weg van hierdie aardbodem af. Hulle is weggeraap. weggeraap. Nie net van die aarde af nie, Uit uit hierdie heelal uit is hulle weggeraap. die Engels woord out of existence. Daar's die mooiste ene. Out of Mooi. Nie wat jy Afrikaanse woord daarvoor nie. out of existence. Ja. Deur vuur sal die hele aarde verteer word, want hy bring vernietiging, ja, 'n verskriklike oor die inwoners van die aarde. Ruk my nie, dis nou Dawid wat sê, Ja. en hy praat nou, want hy het geweet waaroor hierdie storie gaan. Hy was En geïnspireer. En hy sê, ruk my nie weg saam met die goddelose en saam met die werkers van ongeregtigheid nie. Gee hulle na hul dade en na die boosheid van hul handelinge. Vergeld hulle na hulle dade. Want God is 'n God van Van liefde. liefde en geregtigheid. Hy gaan nie Here dat jy Net brand volgens vir hulle ewig nie. dade en na hulle boosheid. Daarvolgens gaan hulle, hy sê, ruk my nie saam met hulle weg Ek nie. moet nie saam met hulle weg nie. Ons word weggevoer. Die godlose word weggeruk, weggeraap. Saamskraap, wegraap sal hulle. Kyk net hoe baie kom daai woordjie weg. Hoeveel keer het ons hom nou al gelees nie, Een paar nee. keer gelees. Maar die ding is, daai woordjie pas nie mooi in by wat hy Ja. verkondig Ja. het nie. En nêrens pas die woordjie wegraap in by regverdiges nie. Nee. En omdat hierdie woordjie nie eintlik heel op 'n verkeerde plek is hy in die nuwe vertalings weggelaat. Ja, Ek het gaan noem kyk hom en nie eens nie. ja, nee, hy pas nie daarin nie. Ja. Hulle wil die woordjie wegraping hê by die regverdiges, terwyl die Bybel die woordjie wegraap plaas by die goddelose. En in die dag sal daar lewende waters uit Jerusalem uitvloei, die een helfte daarvan na die oostelike en die ander helfte daarvan na die westelike see. En dit gaan nie die huidige Jerusalem wees nie. Nee, dis die Hy is weggeskit. Ja. Hy saam met toe alles gelyk geskit is en alles 'n vlakte geword het daar uit die huidige Jerusalem verdwyn. Hierdie een is waar die Godstad nou is en hierdie water, sê Openbaring vir ons, loop onder deur hierdie boom van die lewe. Sure. En hy loop in hierdie verskillende rigtings in. En
ons gaan daai water drink wat onder daai boom van die lewe deurloop. Ja. En ons gaan daai vrugte eet en ons gaan vir ewig aan ons lewe. En die Here sal koning wees oor die hele aarde. In die dag sal die Here een wees en sy naam een. Dit laat my dink aan hierdie beeld van Daniël, né? Ja, Die rots het gekom, hy het die voete getref, En hy- hy die hele Babyloniese geskiedenis het hy vernietig en hierdie rots Jesus Gegroei. het gegroei, uit die hele aarde gevul en hy sal vir ewig sal hy hier heers as koning, as ons God. En God sal al die trane van hulle oë afvee en daar sal geen meer dood weer wees nie. Ek wil net gou daarso stop. Hierdie is vir my so mooi, want juis as die regverdiges staan hier in die stad, in die heilige stad, en die Bybel sê vir ons, dit is die mure van daai stad is helder goud, so helder dat jy deur dit kan sien, dit is soos 'n venster. Nou staan jy hierso binne in die stad en jy sien die vuur en swaal daal neer hier rondom jou en jy sien jou geliefdes brand hier rondom jou. Dit gaan verskriklik wees, dit gaan nie mooi wees nie. En dan wanneer hulle nou klaar weg is, dan vee God al die trane van die oë af en dan sal daar geen meer dood wees nie. Ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Ja, die regverdiges, elke regverdige gaan iemand verloor Ja. wat hy voor lief was. En as daai persoon vir wie jy lief was, hom nou vir ewig en ewig moet brand, hoe gaan ek nou hierdie paradys geniet, terwyl ek weet, daai persoon wat ek so verskriklik lief voor was, wat my vriend was, is besig om te brand in 'n vuur. Dit is daar, ek kan nie die geregtigheid hier sien, ek kan nie Die liefde liefde daarin daar sien nie. En as jy regtig kyk wat die Bybel sê, en as daar iemand is wat, ons brei nie baie uit op hierdie punt nie, maar daar is die video oor die toestand van die dode, en die video oor die wederkoms van Jesus, en in daai word al hierdie tekste baie mooi duidelik uiteengesit. En daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie. Stop gou daar. Ja. Daai vervloeking, as die goddelose nog sou brand, dan Ja, is dit mos, dan is daar nog steeds 'n vervloeking. Ja. Ja, want hy sê daar gaan geen vervloeking meer op hierdie aarde wees nie. En die troon van God en van die Lam sal daarin wees en sy diensknegte sal hom dien. En hulle sal sy aangesig sien en sy naam op hulle voorhoofde wees. Dit is die karakter van Jesus. Ja, vir ons kykers, ons heel eerste video het gehandel oor die karakter van Jesus en wat sy naam behels. En daar het ons al die tekste uiteengesit wat vir jou wys dat sy naam wys op sy karakter. Hy het oor die 100 name en dit is nie een van daai name wat jy op jou kop gaan hê, in jou voorkop gaan hê en op jou hand gaan hê nie. Dit is sy karakter en jou dade gaan daai karakter weerspieël. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en die hart van 'n mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Ja, kyk nie daai mooi. Die Godstad en En- ons gaan elkeen 'n tuiste in die Godstad hê, want Jesus sê in die huis van my Vader is baie wonings, ek gaan hom vir julle voor te berei en as ek gegaan het en my voorberei kom ek terug om julle te kom haal, sodat ons gaan elkeen 'n plekkie in daai in daai heilige stad hê en ons gaan elkeen ons eie grond buite hê en niemand gaan ons lande kom afoes nie en elke Sabbat op die nuwe op die einde van die week gaan ons almal saam met Jesus aanbid tot in alle ewigheid, sê Jesaja 66, né? Ja. Nou kom ons som dit vir ons kykers op. Ja. Want baie van hierdie goed kan ons dalk nou nie lekker inpas nie. Ja. Kom ons pas dit net gou vir hulle almal baie mooi. Kort opsomming. Ja, en ons begin daarso deur vir hulle te sê dat die 7 jaar van vervolging is vals. Ja. Daar kom 'n vervolging,
al God se kinders, en dit is in die vorige video het ons Ja. dit gewys hier van die wederkoms, al God se kinders gaan deel in hierdie vervolging. Ja. En dan kom ons by die sigbare koms. Dan kom Jesus, elke oog sal hom sien, Openbaring 1 vers 7 en baie ander. Dan sal die Satan gebind word vir 1000 jaar en die oordeel wat ons dan nou sal deel hê aan In die hemel. in die hemel. En hier nuwe Jerusalem sal neerdal. En dan word daai wegraping kom dan Die Bybelse weer wegraping van die goddelose vind dan plaas. En dan En dit is eintlik baie eenvoudig. So Heel dit is die vervolging. Ons gaan almal deel in daai vervolging. Dan is dit die 7 laaste pla. Dan is dit Jesus wat kom en ons red uit hierdie vervolging. En in daai redding en die 7 laaste pla verwoes hy hierdie hele aarde. Ons gaan saam met hom huis toe, maar Satan bly agter vir 1000 jaar is hy op hierdie aarde gebind. Dit is die oordeel. Na die oordeel kom ons saam met die hele Godstad daal ons neer op hierdie aarde. Die goddelose ontwaak uit hulle grafte uit. Hulle probeer hierdie Godstad omsingel en inneem en vuur daal uit die hemel uit neer en vernietig hulle. So daar het julle die opsomming nou van Wynand en van my gehoor. Ek hoop hy gaan duidelik wees. En daarmee wil ek ons kykers groet en ons wens vir julle 'n aangename en geseënde week toe, totdat ons weer volgende Woensdag, elke Woensdag gaan ons 'n video opsit. Moet dit asseblief nie mis nie en subscribe, so dan weet julle gaan hom nie mis as 'n sodra jy nie weer opkom nie. En ek glo dat die volgendes wat gaan kom, almal gaan daarby baat van dit gaan interessant wees. Dit is belangrik, dit is baie belangrike boodskappe. En by the way, die volgende ene gaan wees oor die doop. Ja. Ons gaan Prachtig. kyk, wat is die Bybelse manier van doop? En ons gaan ook kyk, wat is die Bybelse manier van die nagmaal vier? So daai is die volgende 2 video's wat nou gaan kom. En wat dit interessant gaan maak is die feit dat dit nie gaan wees volgens dit wat die wêreld in glo nie. Ja. Want die wêreld glo in niks wat Jesus vir ons gegee het nie. Hulle het alles is verdraai. En dit is so verdraai dat dit eintlik 'n verkeerde betekenis het op die einde. Wynand, gaan ek of jy afsluit? Kom ek sluit af. Ja. Ons hemelse Vader, baie dankie vir u groot liefde. En ons wil vra dat hierdie boodskap wat ons vandag na gekyk het, dat dit ons verstande is beperk. Maar as u Heilige Gees ons lei, dan is niks beperk nie. Open ons verstande, open al die kykers se verstande, dat ons die volgorde en alles sal verstaan wat die Bybel vir ons gee, soos die Bybel dit vir ons gee, sodat ons kan uitsien na die koms, want dit is al waarvoor ons lewe. Ons bid dit in die wonderbare naam van ons Here Koning Jesus. Amen. Amen.